Kom ons kyk weer na Johannes hoofstuk 7. En ons vat hom weer uit die 33 vertaling uit. Hierso van vers 44 af. En sommige van hulle wou hom gevange neem, maar niemand het die hand aan hom geslaan nie. Die dienaars kom toe by die oorpriesters en die fariseërs, en die sê vir hulle: "Waarom het julle hom nie gebring nie?" Die dienaars antwoord: "Nooit het 'n mens gespreek soos hierdie man nie." En die fariseërs antwoord hulle: "Julle is tog ook nie mislei nie? Het iemand uit die owerstes in hom geglo of uit die fariseërs? Maar hierdie skare wat die wet nie ken nie, is vervlok." Nikodemus, hy wat in die nag na hom gegaan het, wat een van hulle was, sê vir hulle: "Oordeel ons wet die mens sonder om hom eers te hoor?" Hoorie wat sê Nikodemus? Oordeel ons wet die mens sonder om hom eers te hoor en te weet wat hy doen? Hulle antwoord en sê vir hom: "Jy is tog nie ook uit Galilea nie? Ondersoek en sien dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie." En elkeen het huis toe gegaan. Hoor julle wat sê die mense in die tempel? Die dienaars, die soldate. Nooit het 'n mens so gespreek soos hierdie man nie. Die probleem is met die kerke, is hulle hoor, hulle denominasionele lering, dogmatiek. Dis wat hulle hoor. Dit wat hulle dominees en hulle pastore en hulle kweekskole en hulle Bybelskole leer, is mense dogmatiek. En dit wat jy kry uit die kerk uit is gefundeer op hulle menslike dogmatiek van die kweekskole. As jy NG Kerk, Gereformeerde Kerk, Hervormde Kerk, is AP Kerk, EG Kerk, dan is dit Calvin. Dis 'n mense dogma wat uitgebring is en dit is wat jy hoor. Jou dominee wat op die kansel staan, jou pastoor wat op die kansel staan, praat wat hy geleer het van sy kerkgenootskap en sy kerkgenootskap se Bybelskool en kweekskool. Dis nie noodwendig die woord nie. Ek het self 15 jaar in verskillende kweekskole en Bybelskole gestudeer. En nie een van hulle het gepraat soos Christus praat nie. Want jy weet, van hierdie Christus wat praat, is ene wat uit God gestuur is. Hy praat van die volheid van die Godheid. Hy praat as God met ons. Want hy alleen weet wie God is, omdat hy self God is. Jesus Christus is wie hy is, omdat hy is wie hy is, en hy is God. En hy praat as God. Hy praat nie as gevolg van 'n Bybelskool nie. Hy praat nie volgens die norm van die Fariseërs en die Sadduseërs nie. Hy praat nie op grond van die kerknorme nie. Hy praat nie op grond van die hoofstroomkerke se norm nie. Jesus spreek buite die norm, dit wat bo-natuurlik is in die gees, nie in werke en wonderwerke nie. Nog nooit het iemand soos hierdie man gepraat nie. As jy eers hierdie stem van Jesus herken en jy hoor hierdie stem van Jesus Christus wat deur die openbaring van die Heilige Gees met jou begin werk. En jy sien hierdie Christus, jy hoor hierdie Christus, jy sien hom as God, jy sien sy binnewese as God, jy verstaan hom as God, jy begin hom ken as God, jy begin hom ondersoek as God, jy begin hom nastreef en nahonger as God, en jy leer deur die Heilige Gees wie hierdie God is. Dan gaan jy sien, geen man of vrou het nog ooit gepraat. Geen mens het nog ooit gepraat soos hierdie man, Jesus Christus, ons God nie. Want as Christus met jou begin spreek, as Christus met jou begin werk, as Christus jou lewe is, as Christus jou oorheers en jy verloor jouself in Christus,
dan gaan jy besef, niemand is soos hy nie. Ek was so verontwaardig, toe ek hierdie diepte van Christus ontdek. Ek was so verontwaardig gewees, dat ek het my teologiese papiere opgeskeer. Want ek het gesien, dat dit wat die kerk in my leer, is nie wat Christus sê. Dit wat die kerk in my leer, is nie wat die Heilige Gees openbaar nie. Want in my lewe nog nooit, het ek iemand gesien soos hierdie Christus, en iemand wat soos hy praat nie. Totdat ek in die lewe van Christus ingekom het, en hy my lewe geraak het, toe ontdek ek, dat daar is party mense, wat presies spreek, soos hierdie Christus. By name Hudson Taylor, Austin T. Sparks, Warren Litzman, Frank Fromke, Dexter Bird, Don Bird, Frank Stigall, Puna Harmse, Piet de Tooy. Toe kom ek agter, dat hierdie mense praat, wat Christus praat. Hulle praat nie, wat hulle kerk sê nie. Hulle praat nie, hulle kerk dogmatiek nie, hulle spreek Christus. Hulle spreek hom, wat God is, wat deur God geopenbaar is. Hulle hoor hom, en dan sien hulle, hoe hierdie Christus in ons doenig raak. Hoe hierdie Christus met ons begin werk en jou lewe keer om, handomkeer, van swart na wit, van sonlig na duisternis, van duisternis na sonlig. Daar is 'n handomkeer, al 180 grade ommekeer en 'n 360 grade uitkering, waar hierdie Christus skielik alles word. Al wat jy hoor, en waarna jy smag, en waarna jy streef, is om te hoor van hom, wat van God gekom het. Nie hom wat uit die kerk, dogmatiek, uitkom nie. Jy sien, hierdie Christus, hierdie God, wat deur God alleen geopenbaar word as God, is die enigste een, wat meriete het. Is die enigste een, wat waaragtig praat, die enigste een, wat diep spreek. Want nog nooit het enige mens, soos hierdie man, Jesus Christus, gepraat nie. As jy in kontak kom in die openbaring van Jesus en die verheerliking van Christus in jou, dan het jy geweet wat jy gemis het, en dan voel jy so hartseer, want jy sê, Here, hoe kon ek dit mis al die jare? Ek het die Bybel gehad in my hand, ek het die Bybel gelees, maar ek het dit nooit so gesien nie. My eerste ding wat ek gesê het, toe ek in hierdie lering ingekom het, was, Here, waar was dit al my lewe gewees? Want toe openbaar die Heilige Gees dit aan my, dit was nog altyd in jou hand gewees. Die woord is in jou hart en in jou mond. Dit was altyd daar gewees, in die persoon van Jesus Christus. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was en is God. Ek het al mense gehad wat sê, Puna, hierdie dinge wat jy spreek is so diep en so ontzagwekkend. Waar kom jy aan dit? Sê ek vir hulle, van die woord, God, die Here Jesus Christus woon in my. Ek het sy sin, ek het sy denkwyse, ek het sy insig, en ek hoor hom wat van God gekom het.
Gelowige, hierdie Christus is binne in jou, hy leef in jou, maar jy moet hom die tyd en die plek gee. Nie in tekens en wonderwerke nie, nie deur kerkdogmatiek en kerklidmaatskap en kerkraadslede en sinodale dinge se nie. Gee hom die ereplek in jou lewe. Hoor wat hierdie man praat soos niemand nog ooit van tevore gepraat het nie. Hoor, God in Christus praat met jou. Al wat Jesus wil doen is, hy wil hê, jy moet kom tot die kennis van die Vader. Hy wil hê, jy moet kom tot die kennis van God die Vader, Jahwe, maar tensy daar nie 'n openbaring en 'n verheerliking van hierdie Christus in jou is, deur God die Heilige Gees, wat hierdie Christus in jou as God openbaar nie, gaan jy nooit kom tot die volle openbaring van God die Vader nie, want God, wat die Heilige Gees is, bring na vore in jou God wat die Seun is, Jesus Christus, sodat as hierdie Christus in jou volkome gevorm word, en althans, hy is volkome in jou, maar as jy volkome in hierdie Christus gevorm word, volkome na sy beeld gevorm word, dan kom die openbaring van wie God die Vader is. Ons sien God die Vader in emosionele prinsipe van, hy doen tekens en wonderwerke, hy troos my, hy bemoedig my, hy staan my by, die Here is my helper, die Here beklei my, die Here genees my. Is dit hoe vlak jou God is? Ja, maar Jesus is die Here en hy die duiwel oorwin en ek staan oorwinnend in hom en wat ek in sy naam vra gaan ek verkry. Is dit hoe vlak hierdie Jesus in jou is? Ja, maar Poenak, die Heilige Gees wys my die wonderlike dinge en hy belewenis voel ek so na aan die Here as ek in die kerk is en hy manifesteer. Is dit jou vieslike, swak, afgewaterde opinie van God die Heilige Gees? Julle moet julle paradigmas verander. God die Heilige Gees se taak is om God die Seun as God te openbaar. Hoor wat sê ek? God die Heilige Gees wat God is. Se werk is om God die Seun, Jesus Christus, wat God is, as God in jou te openbaar, sodat jy deur hierdie God Christus Jesus wat jou God is, die openbaring kan kry van Jahwe, wat jou God en jou Vader is. En dat jy die Godheid van die Triniteit begryp, soos die Triniteit hul Godheid onder mekaar begryp en verstaan. Nog nooit het iemand soos hierdie man gepraat nie. Wat sê Nikodemus? Ek sluit af. Hy wat in die nag na hom gegaan het, wat een van hulle was, sê vir hulle: Oordeel ons wet die mens sonder om hom eers te hoor en weet wat hy doen? Daai wysheid. Hoor jy wat Jesus sê? Hoor jy wat hy praat? En weet jy van wat hy praat? Nog nader, weet jy van wie hy praat? En laastens, weet jy wat hy wil doen binne in jou? Hy wil nie tekens en wonderwerke vir jou gee nie. Hy wil God wees wie hy is, omdat hy God is wie hy is. Maar tensy hy nie deur God die Heilige Gees, wat God is, aan jou geopenbaar word as God nie, gaan jy Christus nooit ken as God in jou nie. En as jy nie kom tot die kennis en die wete van wie Christus hierdie God is in jou nie,
gaan jy nooit weet wie God die Vader as ons God in ons is nie. Totsiens.